Right, so, hoe lyk 'n tapkar wat al meer as 60.000 ton deur hom het, nê? 'n Bonaventure tapkar. Ek praat met Con, dis sy, wel, is sy tapkar, hy het hom nie gebou nie. Hy's 'n stroperkontrakteur, nê? Nou wie beter om 'n tapkar te evalueer as 'n stroperkontrakteur? Okay, kom ons vind 'n bietjie uit hoe hanteer hy ouetjie hom en hoekom is hierdie dalk nou net actually 'n bate? Kon hoe lyk dit? Goed self. Nee, wat? Doodstil rustig. Die wind verwaai vir ons vandag, nee. Lastig nou hoor. Hy sal 'n bietjie koue uithaal dat die koring kan stoel Dit gelukkig. kan droog raak. Sê gou vir my, net so voor as by die tapkar kom, is een van daai goeders, jy het my nou actually gebel toevallig, en ek is toe in die rigting op pad te sê, maar ek moet van hierdie tapkar 'n video kom maak. Voor as by die tapkar kom, verduidelik my gou, wat doen jy actually? Man, deur die jaar stroop ek, 4-5 maande van die jaar stroop ek, en dan die ander tyd maak ander mense stroopers reg. So ek weet dan al 50% van 'n rooi stroper af, dink ek. Dit sal nie meer wees nie, dit sal 50% wees. En ons het 'n paar jaar terug het ons gesukkel om cones in die hande te kry, rooi stroper cones. Ek werk net rooi stropers. Ja, En toe kon ons nie cones kry nie. Toe bel ek vir Maree, toe sê ek Maree, dis die ou wat die tapkarre bou. Toe bel ek hom sê ek Maree, daar's nie cones beskikbaar nie. Wat se planne jy? Toe kom hy sê man, ons kan ons plate maak wat in hom pas. Sê ek ja. Toe bou hy vir my 5 plate. Vir hom 'n ou cone gevat, het hulle gemeet. Dan bou hy vir my 5 plate wat saam met die transportwyn vasbou. En dit het nou so al groot geraak dat ons sit al daai goed sit ek al 'n nuwe stroper vir die mense. so jy my sê as ek die stroper koop die dag, dan sit ek hom sommer klaar daarso in hy Ja. by sy intake sommer klaar Sit in. dit self in. Maar hoekom wil ek dit doen? Hoekom nie die oorspronklike ene daar hou nie? Maar jou oorspronklike een is duur as hy Ja. vervang word. So as jy plate insit, is dit so 'n skaar wat jy Oor dan sluit vervang. ons sommer die plate. Ja, dan vervang jy vervang net die skaarslik maar sê. So jy vang net die plate. As jou transportwyns op is, sit jy selletjie plate in en dan staan jy in die En storie. baie goedkoper. Baie goedkoper. Right, en dan want ek neem aan daai konkawe en daai goed het jy ook sommer daar Ja. neergesit en dan gaan ons nou by die tapkar uitkom, se storie uitkom, want maak hy dan nou hierdie goed ook. Ja, maar hy maak hy konkuis ook. Dis koring konkuis. Hy kan almal maak. Hy kan Koring, alles. koring milies almal maak. Hy die template van dit alles. Hierdie is jou stroospreiderplate in die Suid-Kaap werk ons baie met strooiverspreiding. Dit is wat Yes. belangriker as die bars van die stroperamper. Dis ook van 'n staal gemaak wat jy kan sluit nie want hulle hoeke sluit. Daai hoek sluit weg. Dan wil hy nie meer gooi nie. Dan gooi hy nie meer reg oop nie. En toe het hy begin 'n strootchopper messe maak vir ons. Wat ook heel goed hou, dis die 240 se strootchopper messe. Dis die 230 se strootchopper messe. En die goed doen heel goed by ons. Ons kan nie kla van dit nie. So ek sien 'n tema hier wat aankom in terme van om op 'n goedkoper manier die goeders in stand te hou en dan klink vir my hy verstaan van kwaliteit yster. Ja, dis nou jammer ons het nie 'n skaal hier nie. Daai strootchopper messe kan jy loop weeg. Hulle is al so 3 gram verskil van mekaar af. Ja, yes. So So jy het ook nie hy vibration nie. niks nul. As hy vibration nie. En dan maak hy nou die countermesse ook wat onder die strootchopper intrek. Hy maak van hulle ook. So ons kry goeie diens uit maar hy is 'n boer wat hierdie goed begin doen het. So 'n boer sal 'n ding maak dat hy moet die langste moontlik hou vir die minste moontlike geld. Yes. En op die stadium in die Wester is dit redelik viable vir hom. Ons almal maak 'n geldjie, ons almal doen goede uit en as Maree 'n fout maak, sal hy na jou toe ry en dit kom regmaak vir jou. Hy sal vir jou sê ook, dis my fout. Jy sien, daai is wat ek van hou, nê. Nou okay. Hoeveel jaar is jy al basically wat jy met die stroopers besig is, stroperkontrakteur? 15 jaar. 15 jaar? Ja. Okay, so jy het hom al so 1 of 2 jare se experience rondom hom. En ek neem aan jy het nou begin met die plate en die goeders in die nek. Waar die tapkar ding toe nou vandaan gekom? Die jaar toe dit so swaar gaan het in die Kaap wat niemand 'n oes gemaak het, het my reg glad nie geplant nie. Ja. Hy besluit hy wil tapkarre bou. Toe het hy hom laat opteken en hy het tapkarre begin bou. En die eerste tapkar was 'n 22 ton tapkar. Ja. Hulle vat nou 24 ton, jy sal sien
daai hoekie daar so van die ronding af boontoe, dat het hy bygesit, so hy vat nou 24 ton. Wel ek dog as laat hy nie oorloop as jy Nee, die ouers was oop gewees so. Toe hy het hom nou toegemaak en dat hy die tapkar se pyp op die regterkant gesit, wat net vir my meer sin maak, want jou remote is altyd regs. Ja, Hoekom die pyp op linkerkant sit, omdat almal dit gedoen het? jy praat waar, want ek wou sê iets like anderster, maar ek kan net nie my Ja. vinger op dit plaas rondom die tapkar nie. So ons het 'n verkeerd tapkar Ja. hierso. Maar dit werk eintlik moer lekker. Jy het dan vir my vroeër gesê die ding het al oor die 60.000 ton deur hom, nê. Ja. Nou verduidelik eers vir my hoe het jy nou by daai besigheid uitgekom? Hoe lank werk jy al met hom? Ek het hom nou dis die derde seisoen wat hy nou klaar maak. Ek stroop so 800 hektaar mielies in die jaar af en ek stroop 800 hektaar koring in die jaar af. Teen 'n average van 14-15 ton mielies en maak koring 7-8 ton minimaal. Ja. Nou kom jy by dit uit. En hoe het hy homself gedra tot dusver? Ek het aan die tapkar nog niks gedoen nie. Ek het nog eers 'n ketting op hom gesit nie. Wat? Nul, niks. Daai ketting kom hy nog by van Marie af. Die PTO cover, jy sien 'n stukkend. Ek het hom stukkend gesny want ek het 'n ander trekker aan hom gehak. Ja. Verder niks. En kyk, ek neem aan hierdie was actually nader aan die rooi wat daai ding was, né? Ja. Kyk hoe lyk daai ding is die son het al vir hom gewiks. Nee, my sonbrand was in Noord-Kaap. Ja, nee, kyk hy netjie rond hierso nie, nê. Maar ek meen as daai ding al wit gebrand is, dan moet jy weet die ding het al sy Ja. deel gedoen, nê. En kyk, as jy my nie wil glo nie. Kyk na die flighting. Jesso. Na daai tonne het en ons lyk hy nog steeds so. Niks. Liewe ouers. En hy het 'n 1-tot-1 radkas onder. Ja. So jou radkas werk nie swaar nie. Want as jy hom vinniger maak, dan werk jy op 'n klein raadjie en 'n groot raad en die klein raadjie hou nooit nie. En daar's nog iets wat kan Ja. wat vinniger sluit Ja. op die einde van die dag. Dan iets wat ons in die Suid-Kaap baie gebruik. Die tapkar het briekhoek op. Ja. So die trekker is net te oud nou, maar jou nuwe generasie trekkers het mos 'n briekpoort. En jy briektrap ag geen Ja. olie deur. Daar's En briekhoek hardop op. sy hierdie neem ek aan, breek jy dan sommer op die remote. Ja, op die remote in die Kaap. Dit het nou so skuinsers. En dan trap hy net en dan so as jy nou daar kan ek sê op die skuins daar afkom en kap jy hom en dan net bietjie Ja. met die remote en dan Ja. breek jy homself. En hier is dit nie nodig nie. Ja nee, maar hier is ons Ja. maar lekker plat. Ek meen Ja. sê hulle hier is ons soos effens van 'n heuweltjie, maar party plekke as jy hond weghardloop. Pimmersloot. Ja, by Pimmersloot. As jy hond weghardloop dag 3 keer jy hom nog sien. Ja. Nee. Okay, Dat het mos nou damping het is ook in. ja. Wat ook hidrolies werk. Dis nou hierdie. Ja, so jy kan hom op 'n put trek en die damping het so oop Maak jy met oop en dan gaan hy. maak hy leeg. Jy kan sien daai wat jy nou binne gesien het, die tapkar was laas keer leeg gewees. Dis 'n bietjie graan wat oorbly in hom. So jy hoef nie eers van gewasse te verander skoon te maak binne nie. Hierson. En jy het nou net ook gesê nê wat vir jou goed is die feit dat die auger druk daarso op 'n thrustbearing en nie Ja. direk op die radkas Ja. nie. En dis dieselfde met die as te agterop. Dis 'n as met 'n braas bus binne Ja. en Dis- dit maar hy om seker te maak die braas kan nie seer kry nie of stof in kry nie. Dis nou daarso waar hy so wil, Hierso en aan die binnekant, Ja. hierso aan die binnekant. Toe het hy hom Aan die binnekant en weerkant 'n seels ook opgesit. So daar kan niks gemors by die seel inkom nie. Right, so daarso wanneer hy braas, was ek hoor wat jy sê. Baie cool. En luister jy wat my opval van die hele besigheid nê, is as jy kyk na die afwerking. Lyk vir my hy's maar 'n redelike pyn in die gat as dit kom by netjies werk. As ek nou met die storie so 'n beter woord vir dit as hy vol is. Nee, want ek kyk nou net, jy weet ek was nou onlangs in Italië by 'n fabriek gewees en ek moet vir jou eerlikwaar sê hierdie is wêreldklas, hoor. Ja. Hy kan op 'n stadium as jy nou vreeslike nat grond het wat ons hom nou gelukkig na El Niño nie meer gaan kry nie. Hy kan daai bande vir jou weier maak ook. Ja. Ek het nie weier tyres opgesit nie. Want dan is hy te wyd, hy kan nie op die loubed opgegaan het nie. Maar okay, dan moet jy hom oral rondsleep en dit weet nou nie dis heeltemal moeilik, dis doen hoekom nie, ek dit gedoen het nie.
En sê gou vir my in terme van hoe hy sleep. Nee, want ek kyk nou somme, jy kry mos baie keer dat die tapkar sit ongelooflik baie druk agter op die trekker. Maar dit wil vir my lyk asof hierdie ene baie goed gebalanseer is as ek hom net so, want hy's nou vol vraggies. As die tapkar vol is, ons het hom met skaal getrek, as die tapkar vol is, dan draai so 4 ton op die trekker se drawbaar. So die meeste van die gewig is daar waar dit moet wees. En die aste is bietjie agtertoe geskuif, andersins as jy op die kar se gat gooi, lig die trekker se gat op. Yes. So hulle is bietjie agtertoe en dit help baie, ons kan met hom deur die land loop, dit help baie dat hy independent is, die trekker skit, my tapkar skit het. Jy sien, daar is baie cool, nee. En sê gou vir my, weet jy wat se tipe staal die ding van gemaak is? Ek dink is Domex 700. Ja, nou wat beteken dit? Man, dis nou maar wat Marie vir my sê, dis 'n staal wat 3 maal sterker as 'n gewone maalsteel. En die plate word als gebuig vir hom. Hy pak hom net in mekaar. Hy buig hulle op die plaas, hulle word als klaar gebuig by hom aankom. Alles word gelaserkat in die kar. Daar's niks wat met 'n grinder goed gesny word, alles word gelaserkat. Nou, uit 'n kontrakteurs-oogpunt uit, want jy het nou al met 'n klein huisie vol ander tapkarre en daai tipe van goeders gewerk. Hoe ry jy die besigheid? Nee, redelik vol punte. Ek het nog niks in die kar spandeer nie. Ek het nog nie papwiel gehad nie. Ek het nog nie 'n auger vervang nie. Ek het nog niks aan hom, niks. Nie 'n bearing nie, niks. Die mense is algemeen lief vir min grease. Jy hoef hom nie te grease nie. Daai trasbeeringie grease jy eenmal 'n seisoen. Yes. Die auger bo, jy kan die hele tapkar eenmal 'n seisoen deel. Daar's 2, 4, 6, as 7 nippels op die hele kar. Dis dit. Klaar, einde van die storie. En sê gou vir my, as hy dan nou gooi, nee, want hy het nou hierdie auger wat hom dan nou vorentoe trek en dan hom daarvoor uitgooi. Het hy dan nou die sluise bo-op ook? Ja, hy sluise bo-op wat dig sluit. Jy kan, as jy hom toegemaak het, sluit hy dig. Ja. Daar is nie bly nie graan oor nie. So hy maak hom heeltemal leeg. Maak hom skoon. Ons kan nou as ons hom uitgepomp het, kan ons kyk. So as ek tussen gewasse dan nou as ek van net sê nou maar skoon te maak. Hoeveel skoon te maak het, maak hom leeg en dan gaan jy. Ons het in die Kaap dat ons canola en koring gestroop het, per dag canola of snags canola per dag skars of wat ook al, gaan net oor na die volgende land toe. Dis so. En sê vir my, hoe sy stabiliteit, want ek meen daar vir die Kaap ons nou julle nou die skynstes, hier is dit nou nie so belangrik nie, maar daarso veral as hy nou die skynstes en daai goeders hardloop. Hy's wyd. Hy's wyd die trekker se binnewiele. Bietjie wyer die trekker se binnewiele. En soos jy sê, jy kan hom nog groter wiele opsit as jy kan hom wyer wiele, Flow 1000 tyre. Dan die ander ding wat ek ook hou van die kar is, dis nou 'n simpel ding. As jy nou die seil ooprol, is dit altyd 'n vreeslike geneek. Hoe hak jy nou die goedjies in? Toe het hom maar reg gegaan, het vir jou so 'n stokkie bygesit. Ja. Jy sal nou oorkom haak, om daar as jy haak om daar aan, jy hoef nie op te klim die kar hê. Maklik. Dis klein goedjies wat dit makliker maak. Jy sien want hy het al self gesukkel. Hy hou nie van sukkel nie. Daai is presiese ding. Okay, en dan die auger hierso wat jy dan nou, as jy hom dan nou toemaak, ek sien nie daai Rolex druk maar net uit daarso. Ja, dis maar al, hy druk net uit en hy daar so 'n catch wat hy ophaak. En dan sy klaar. Weet jy wat sy gooi tempo is? So 7-8 ton 'n minuut. Okay, nee, so hy Afhangende van die so dis 3 minute dan sy Ons kom leeg. die kar in 3 minute is uit leeg. En daai tyd het hy daar bo ook 'n tyd wat Hy kan ook skenier, ja. Jy kan hom stel waar jy wil pomp. Het jy enige idee wat se sizes die goed inkom? Ek dink die auger, ja, net die groot kar. Hy Net die groot. Hy maak nie klein. Ons jy maar bou een en 'n bou hom reg en ons klaar. En dan bou hy sy groot staanwagens ook wat 70-80 ton vat. Daai ek wil amper sê 'n landsilo, maar dis 'n landsilo wat jy mee kan ry. Jy kan 'n halfpad vol graan kan jy nog met hom ry. Hy sit nie op die grond neer nie. Hy het ook 3-4 aste onder. Jy voet gewone lorry landing legs waar jy afdraai, as hy op dit staan, as hy half is, draai hulle op, ry na die volgende land toe moet dit. En ek sien dieselfde auger op as hierdie ene. Ja. Pens augers ook dieselfde, die sluise maak net 'n bietjie meer toe. En ek sien hy hardloop op Henryd aste. Ja, skoon Henryd. Okay. Prysgewys, ons het nou nie presiese pryse te praat. Ek weet nie of jy weet wat die nuwe kos. Ek weet nie, ek het nie idee nie. Maar dit wat jy daai tyd vir die ding betaal het, want ek seker van jy het na ander
tapkarre ook gekyk. Hulle is maar naaste my plus minus ongeveer R50.000 na 'n kant toe. So die kort en die lank is, hier kry jy nou 'n ding wat ek uit 'n stripper kontrakteur se oogpunt uit. As jou stripper so goed gehou het soos die tapkar, sou dit nice gewees het. Hy's ongelukkig rooi. Hy's ongelukkig rooi, dat help wel. Jy Nee, weet. ek is baie impressed met die kar. Ek dink dit is die eerste maal wat die kar regtig op blootstelling kom. Mense hou altyd die boeke dop, wat in die boeke gebeur. En daar was nog nie een so tapkar weer tweedehands in die mark nie. So Want jy dit het moet- hom al gesoek. Ek het hom al gesoek. So daar moet seker iets goed in hom daar wees. Die mense wat hom het hou hom. Right, so. Gewoonlik doen ons die goed as hulle nuut is, nê. Is lekker om een te kry wat al 60.000 ton deur hom het, nê, van die kontrakteur se bek uit. Okay, as jy belangstel, linkie bo of hieronder, kom jy met hulle in kontak en dan kry jy vir jou 'n daadwerklike, hoe sê, 'n stukkie bate. Dis die van False Spice af. Tot volgende keer. Groete.